Ek het vanmôre 'n gedeelte wat ek met u wil deel, iets wat die Here op my hart gelê het. Dis 'n ernstige boodskap. Dis 'n belangrike boodskap, so as jy nou nooit regtig luister na my nie, vanoggend is 'n goeie tyd. As jy nou nooit regtig baie ge-worry het wat ek sê nie, vanmôre moet jy worry. As jy nog nooit gedink het, is met jou wat ek praat nie, vanmôre praat ek met jou. Ja, met jou, sê gou vir ou langs jou, met jou. OK, sê net weer vir hom met my ook. Ja, nou vanmôre moet jy nou weet, ek praat vanmôre met jou en ek praat met my, ek praat met ons. En terwyl ek besig is met my voorbereiding, het ek 'n paar maal met God tyd spandeer om net seker te maak dat ek self gryp die geleentheid. Die tema van die boodskap wat die Here my gegee het is gryp die geleentheid. Gryp die geleentheid. Hoe gryp 'n mens 'n geleentheid? Hoe gryp 'n mens iets? Gustav, wys vir mense hoe gryp jy iets? Ja, kyk, hy gryp hom, amper is ek in sy hande. Jy gryp dit, jy vat dit, jy gee nie om, wie kyk nie, jy gee nie om, wie sê wat nie. Jy druk deur, jy gryp dit, nee, soos 'n afslagkupon. Ek het al vertel, moes jare terug, as ek saam met my tannie daar by Makro, daai tyd as hulle die deftige boere mensies en nou kom hulle daar by Makro met hulle fancy kleertjies aan, en almal lyk nog heel netjies. Makro was daai tyd nog 'n outing geweest, is nie vandag alledaags nie. Mense, next moment, toe kom daar nou 'n helikopter en hy gooi daar so 'n klomp coupons af. Toe is al die deftigheid by die deur uit. Hulle kruip rond op die vloer en almal versamel net coupons. Toe sien ek, julle is nie so laag nie as wat julle voorgee nie. Nou ek wil gou vandag vir jou sê, los bietjie jou deftigheid en jou stakapgeit en gryp vanmôre hierdie geleentheid. Amen. Hebreërs 12 vers 16 en 17 wil ek vir julle lees, hy ou vertaling, die ware woord van die Here, en hy begin met hierdie woorde wat baie belangrik is, te sê, laat niemand hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Dis groot, nee. Weer vers 17, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, toe hy tot inkeer kom, toe hy verwerp. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Dis groot woorde. Hierdie is baie groot. Vir my is dit baie groot. Die Here begin met my praat en ek wil graag met u deel, terwyl ek weer tyd met die Here spandeer en die Here vir my hierdie woord gee en hy sê, deel dit met my volk. Dis 'n ernstige woord, maar ek roep my volk om te luister. Gee vir my hierdie en ek wil vir u sê, ons almal in die lewe kom op sekere besluite, daar's sekere goed wat ons doen, daar's sekere goed wat ons nie doen nie, daar's sekere goed wat ons fout maak, daar's sekere goed wat fout gaan, maar baie dinge gaan verby en baie dinge gebeur, maar daar's baie keer in jou lewe is dit daai een ding wat uitstaan bo die res. Daar's daai een saak, wat as jy hom laat gaan het, is jy vir ewig spyt, jy het ewig berou daaroor. Is dit so, het dit al met julle gebeur? Daar's so 6 koppe wat knik, die res is net styf. Is dit so? Amen. Waai so 'n bietjie vir my, het dit al met u gebeur? Ons is normale mense, ons leef in 'n normale wêreld, en daar is daai een groot ding, wat saak maak, en besef ek, ek het nou droog gemaak, ek kan nou maar huil, ek kan nou maar verlang, ek kan nou maar spyt wees, ek kan alles doen, maar dit sal nooit weer kom nie. Dis groot daai, nee. En vandag se lewe is alsmos kits, so ergens sal dit weer kom, nie worry nie. Twak, dit gaan nie weer kom nie. Jy het nie geluister nie, jy gaan nie weer kans kry nie. Dis groot hierdie mense, jy moet hierdie baie mooi verstaan. Daar's sekere goed in die lewe wat nie weer jou pad langs gaan kom nie. As jy dit nie gryp op die regte tyd nie, gaan jy vir ewig spyt wees. Dankie Here vir kere wat dit weer kom, dankie Here vir kere wat dinge weer uitwerk vir ons, maar ja, daar's 'n paar goed in my lewe wat ek
my hare uit my kop uit kan trek. Nou, is 'n paar ons wat klaar gedoen het, dis hoekom hulle dalk minder het. Toe maar ek terg nou net, julle is ons blingspan. Amen. So, ons is vanmôre net dankbaar. Amen. Ek is deel van die gryspan, dan is hy blinkspan. En dan is hy net gewoon is. Is so boring. Okay, nou as ons kyk na hierdie gedeelte, sal jy sien dat Esau het nie sy eersgeboortereg verloor deur 'n geveg nie. Daar was nie 'n geveg aan en toe verloor hy dit nie. Hy het ook nie gebly in Gauteng en toe kom steel hulle dit nie. Hy het self 'n keuse gemaak. In 'n oomblik van swakheid. In 'n oomblik van vleeslike behoefte, vleeslike begeerte, vleeslike drange. Sê nee, ek verkoop vir jou my eersgeboortereg. Gee my net 'n bietjie van daai lensies op. En dit is 'n verskriklike groot ding wat ons moet verstaan. Hy het iets ewigs verruil vir 'n tydelike dingetjie. En hoeveel van ons mense doen nie dieselfde sonder dat ons dit dalk besef nie. Hy het sy môre verkoop vir vandag. Dis 'n groot besluit, nê. Nee. Ek sê altyd, onthou, vandag se besluit is môre se uitkoms. Amen. Nou ek wil gou vir julle sê, ek wil hê jy moet weet dat, is hartseer wat ek nou gaan sê, maar dis 'n realiteit. Dat die grootste tragedies wat plaasvind, vind baie keer plaas in 'n oomblik. So iets wat gebeur, soos hierdie van Esau, het in 'n oomblik gebeur. Dit was nie 'n lang storie, 'n lang aanloop, hy kon dink daaroor, hy het 'n paar dae gehad om te wonder daaroor. Dis in 'n oomblik van swakheid het hy 'n fout gemaak en dit tref hom die res van sy lewe. Ek wil hê jy moet vanmôre besef dat dit gebeur baie keer in 'n oomblik. Hy het teruggekom van die veld af, hy was honger en hier is Jakob en hy wil nou weer lekker kos maak. En hy maak die lekkerste kos, maar dis nie sommer net kos nie. Ek gaan nou 'n bietjie met u deel vinnig daaroor. En hier kom Esau, hy dink, "Joe, man, ek is nogal, ek kan misvat in baie dinge, maar ek eet goed." En hy sê, "Joe, ek is baie lus hiervoor. Vat dan nou maar my eersgeboortereg. Dit pla my in elk geval nie hierdie goed nie. Ek hou my nie op met hierdie nie. Ek het nie tyd vir dit nie." En hy ruil dit in. En ek wil vir jou sê, daar's baie mense wat hulle roepings verloor. Nie in 'n geweldige groot lang tyd en seisoen van rebellie nie, maar in 'n oomblik deur 'n verkeerde keuse. Deur 'n oomblik wat jy besluit, hoorie, maar ek is nou bietjie swak. Ek gaan in 'n valse verhouding, verkeerde verhouding. Ek gaan in 'n een of ander kompromie met Satan aan. Hoeveel van die sangers weet ons van Hollywood, ek is besig met, ek sê as ek klaar is, gaan ek eendag met die deel, bietjie oor, they sold their souls for Satan, en waaroor dit gaan oor, as hulle op die map wil kom, dat hulle siele verkoop, sodat hulle kan beroemdheid kry, en hulle kan nooit weer omdraai nie. Hoeveel keer het 'n oomblik van vlees gemaak, dat ek vir ewig spyt is, en ek kan dit nie terugdraai nie. My huwelik is opgemors, my lewe is vernietig, my verhoudings met mense en met my kinders en met God is vernietig, en die skaamheid binne my maak dat ek nie 'n oomblik van berou kry nie, omdat ek voel ek het droog gemaak. Dit is vreeslik as ons na hier goed kyk, en voel jy kan soveel reg doen. Is soos die demonstrasie wat ons baie keer doen, of die illustrasie, dan vat ons 'n groot wit papier, ons teken net so swart kol op. En as jy vir almal vra wat sien jy, gaan almal vir jou sê 'n swart kol. 99% van die mense gaan sê 'n swart kol, behalwe as jy dit al gedoen het voorheen. En dan sê ons eintlik is die hele papier wit, maar niemand sien hom raak nie, hulle sien die fout raak. En dis die lewe. Of as dit wil weet of nie, dis die lewe. Mense sien ongelukkig dit raak. En ek wil hê, terwyl ek kyk na hierdie, besef ek dat Esau het vergeet wie hy is. Hy het vergeet wat God se plan in sy lewe was. En hy het gesê, nee, kom ons laat gaan, my eersgeboortereg. Ek wil gou vir jou sê dat die probleem was nie die kos nie, die probleem was sy waardes. Sy waardes was nie in plek nie, want die woord van die Here praat van Esau, hy noem hom onheilig. Het jy al gelê daarop? Hy noem hom onheilig. Hoekom noem hy vir Esau onheilig? Kan ek vir 'n bietjie agtergrond gee?
Esau was baie omgekrap en seer gemaak en hy het baie gerebelleer teen die feit toe Abraham die dag oorlede is, toe Abraham dood is. Was hy baie kwaad gewees. En Esau het uitgegaan veld toe en uitgaan, en dit gaan jy nou kry in van die ander geskrifte, en ek gaan nou nie stry oor die geloofwaardigheid van dit alsie, maar baie van dit maak vir my sin, want God gaan nie net iemand onheilig noem, as hy net 'n klein foutjie gemaak het nie. En hy gaan toe veld toe, en hy somme hoogs beduiweld, en hy slaat vir 'n man of 2 dood. Ek gaan nou eers sê nie, daar's bespiegel dat hy dink is vir Nimrod wat hy doodgeslaan het, en daarna verkrag hy 'n vrou, en hy kom uit daai veld uit, en dis die oomblik toe hy aankom by Jakob. So dis hoekom hy as onheilig beskryf word. Hy het nie net gaan jag bietjie in die veld terugkom, nou so onheilig nie. Hey, ek jag ook. Maar ek doen nie alles wat hy doen daar nie. Nog nie. Daar's 'n paar ons wat ek wil skiet, maar nog, nee, ek terg. Nee, hy het 'n paar foute gemaak, die ou, lelike foute. Maar in elk geval, nou kom hy daar en nou moet jy verstaan, die lensiesop wat Jakob gekook het, was ook nie gewone lensiesop nie. Dit was rooi lensiesop. Dit was lensiesop wat vir ek wil amper sê stadsvaders spesiaal toeberei was, wat in 'n spesiale ritueel of 'n spesiale manier geëet was om sy sterfte te vier. En hy het gesê, ag, ek steur my aan dit nie, man, vat sommer hierdie goed, gee my net 'n bakkie van daai sop, laat ons eet en aangaan. So dis nie sommer net uitgekom, hy was honger, want baie mense sê, hoekom gee jou boetie nie net vir jou 'n bietjie sop nie? Dit klink, ek het op 'n saak gedink, man, gee vir jou boetie maar 'n bietjie sop. Maar as jy mooi deur die hele ding gaan, jy besef waaroor dit gaan, besef jy, dis 'n heiligheid, iets wat God ingestel het, wat hier kom hierdie ou, nadat hy reeds moord gaan pleeg het, verkrag het, kom hy terug, hy sê, gee vir my van daai sop, vat sommer my eerstgeboorte, ek rebelleer teen God en gebod, ek stel nie belang in hierdie kerk nie, julle kerksmense is klomp skynheiliges, ekskuus, amper klink ek nou soos vandag se tyd, maar dis nou baie jare terug, so hy sê toe vir hulle, nou al hierdie goed, het jy al gehoor mense praat so? Ja, ons hoor dit baie. As ons kwaad raak, sê ons maar baie goed onwys. Maar in elk geval, en so gaan hy aan, en dis toe hy nou kom by hierdie plek, wat hy toe sê, hey man, ek soek nou van hierdie sop, vat sommer net hierdie ook, ek stel nie belang nie. En hy maak in 'n kleine oomblik 'n geweldige groot fout. 'n geweldige groot fout, die grootste fout van sy lewe. Hy gee daardie seën wat hy kon ontvang, gee hy weg. En ek dink baie keer, besef ons nie wat is daai seën nie, omdat ons dit nie kan sien nie, omdat ons dit nie kan meet met rand en sent nie, want ons vermoëns is mos beperk, ons werk met rand en sent en lineale en maatbande, nê. En hier kom hierdie geval, en die Here sê hy wil seën, en hier sit hulle nou, wat gaan hulle nou maak? Ek wil gou vir jou sê, maar God het 'n ander plan, en God het 'n ander doel, want God het ook glo ek Jakob se hart daar gesien. Maar okay, ons kyk hier so en hy sien hier kos is vir hom belangriker as die verbond. Onmiddellike bevrediging is vir hom belangriker as toekomstige seën. En die tragedie daarvan is vandag so daar sit ons met dieselfde ding. Mense verkoop hulle huwelike vir 'n oomblikse plesier. 5 minute later as jy spyt, jy het droog gemaak. 5 minute later, dan wonder jy hoorie, wat het ek nou aangevang? En dan is dit klaar verby. Meisietjies, jong, mooi meisies, verkoop hulle reinheid vir bietjie aanvaarding en begeerte. Seuns wat hulle mooi reinheid verloor vir begeerte, omdat die tyd nie reg is nie, maar die begeerte is te groot, omdat God nie seëvier nie. Mense verloor hulle salwing, omdat die begeerte van die vlees te groot is. Mense verloor hulle roeping, omdat hulle vir gemak eerder die vlees wil bevredig. Ek vra vandag vir jou, jy dink in jou eie lewe, kan jy inkyk en jy kan sien, ek vra vir jou as jy daarna kyk, is jou salwing te koop? Is jou eersgeboorte reg te ruil, afhangende wat die aanbod op die tafel is? Is jou eersgeboorte reg op die spel, afhangende wat prut in die pot? Of is jy vanmôre op 'n plek wat jy besef, my God, ek kan nie my roeping verloor vir niks nie. Ek gaan nie my salwing verloor nie, ek gaan nie my erfdeel verloor nie. Ek vra vanmôre vir jou, as jy kyk na hierdie, wat is vanmôre jou stand van sake? Wat is vanmôre, waar staan jy? Is jy vasbeslote, is jy seker jy gaan staan vir wat reg is, of is jy dalk oorhaalbaar, kort net die regte ou om dit te verkoop?
die regte geleentheid. Baie mense is baie bekeerd tot hy net aan die verkeer beland. Baie ons is baie bekeerd tot dit net baie warm is en jy's geïrriteerd en jy eindig in een van die lange rye. Ek smile, ek is nou die dag wil ek gou iets gaan koop by een van die winkels. Ek wil eerder nie sê nie, want nou net is die mense ook in die kerk en ek weet dit nie. Ek kan nie almal onthou nie. En next moment staan ons hier in 'n tou. Nou, soos ons Suid-Afrika werk, is dit seker lunchtyd, want van die 8 tulle is daar net 2 oop. En die een dametjie, praise the Lord, sy stap toe rustig tot daar by haar plekkie. Sy sit daar goedjies neer in 'n lyn en sy besef, nee man, met 'n kaartjie sou ek afslag kry. Sy los haar goed net daar en sy gemaak eers vir 'n lidmaatskap kaartjie oop. Nou staan ons so 9 dae in die tou en ons wag vir haar, want sy gaan nou eers 'n kaartjie oopmaak. En die ander enetjie wat daar ver is ook so op een of ander onbeplande verlof. Nou sien ek hierdie tannie sê voor my begin kook. Jy voel die hitte, dis nie eers koud nie, jy voel die hitte. Nou begin ek te smaal. Nou, gelukkig is ek hou nou nie my oog daar op die probleem nie, want dan het ek ook dalk nou by jong gekrap gehad. Ek kyk vir hulle, die show is baie beter. Wat lekker is, daar sweets en al snacks langs die kant. Ja, dit was 'n goeie show. Maar in elk geval, nou hou ek hier ding dop. En die een tannie, nou man, dis selfsugtig van haar. Maar nee, jy ken mos nou die ou tannies in die dorp. Hulle is kinders so hard, die vrou hoor ons. Ek kyk weg, ek dink, ag Here, hulle moet my net nie koppel met dit. Ek het niks gesê nie. En hulle huil oor hierdie goed en ek besef, nee, dit is bietjie moeilik. Ons gemak het vir ons 'n belangrike ding geraak in die lewe. Ons soek dinge vinnig, ons soek dinge ons manier en dan in 'n oomblik van swakheid kan jy kan regtig nogal, ek het eendag in die verkeersafdeling, toe voel ek so, net so begin onbekeerde verlof vat, want die persoon wat my gehelp het regtig onbillik net teenoor my opgetree, en ek gaan dit sommer gou vinnig hanteer, en toe ek daar kom sê ek, hoor kyk, jy supervisor sien, of gou een van die hoofouens, dat ons sommer gou die saak hanteer, en terwyl hulle nou rondskarrel om hom te kry, toe groei die vraag te my, hallo pastoor, die ou weer vir my kyk sê, hallo, nou stap ek maar daar skyns heilig aan, maar hier is 'n kookie binne. Ek sê, ag, moenie worry nie man, partykeer dan dink ek, ek kon nou daai vrou laat seer kry het. Net oor my attitude, want ek het gevoel, ek gaan hulle vandag 'n ding sê. Vandag gaan ek 'n ding sê, die Here weet, ek gaan hulle dalk nog help ook. Ek het nog 5 minute onbekeerde verlof oor kassie. Ek kan 1,5 gebruik. Maar okay, kom ons los dit daar. Toe besef ek hoe vinnig sien mense jou en ek besef net, jy kan jou salwing en jou roeping verloor in 'n oomblik van swakheid. Dis nie die moeite werd nie. Okay, kom ons gaan bietjie verder. Ek wil hê jy moet een ding verstaan. Nou gaan ek vir jou hartseer ding sê wat in vandag se dae nie gaan predik nie en hulle gaan dit nie sê nie want dit mag nie meer bestaan nie. Dat sekere geleenthede het 'n vervaldatum aan. Sekere geleenthede het 'n vervaldatum aan. Hy gaan net een keer kom. As dit verby is dit te laat. Daar's geleenthede van maak jou saak met God reg en mense doen dit nie. Die vervaldatum het aangebreek deur ontydige tyd wat hulle gegaan het. Jy gaan nie kan terugdraai nie. Jy het 'n keuse gehad. Jy het die verkeerde keuse gemaak. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar's keuses in jou lewe wat ook 'n vervaldatum aan het. Jy sal moet besluit, gaan ek dit doen voor die tyd uithardloop of nie. Baie keer dan voel die jong mense, ag ek het nog baie tyd, hulle sê nog altyd die Here gaan kom, vandat ek klein is, my pa het ook so gesê, kom ek sê vir jou, Here kan vir jou nou kom as jy uitstap. Here kan vir jou nou kom. Ek vra vir jou, gryp jy die geleentheid, of is jou vervaldatum besig om nader te kom, sonder dat jy dit besef. Vers 17 sê groot, toe hy ook later die seun wou beerwe, toe hy verwerp. Dis groot, hè? Toe hy wil regmaak, dis te laat. Sy woorde is, dis vir my baie erg hierdie. Hy wil later regmaak, hy wil teruggaan, hy wil die seun hê, maar dis te laat. Jy kan maak wat jy wil, daar was 'n geleentheid, jy het jou geleentheid nie gebruik nie. Daar's 'n geleentheid wat nie altyd en vir altyd oop gaan bly nie. Noag se ark. Noag het gewaarsku. God het die deur gesluit.
Hulle het gehuil, hulle het geskreeu, Noag, maar ek was jou vriend, ek het jou afslag gegee, Noag! Sê, ek kan niks maak nie, God het die deur gesluit. Daar's 'n vervaldatum. Sabaronda, Karabasiti. Ons gaan dink aan die wyse en die dwaase maagde. Ons gaan net gou vir ons ietsie kry, leen vir ons. Nee, julle moet julle eie kry. Ons het julle gesê, julle moet voorbereid wees. Ag, maar dis nie nodig nie man, ons sal dit maak. Ons kan die Jippo manier vat. Kom ons vat sommer AI of ons doen dit op Google. En ons gaan die Jippo manier vat. Terwyl hulle gaan 'n plek te kry toe hulle terugkom, toe is die deur gesluit, want die vervaldatum het aangebreek. As 'n dag wat jy kan maak wat jy wil, te laat is te laat. Eerder amper mis as amper raak. En ek kyk na hierdie en ek besef trane. Die Bybel sê Esau het met trane vurig begeer. So kan jy glo, nie sy emosie het gehelp nie. Hy het gehuil, hy het gesmeek, hy het jammer gesê, hy het al hierdie goed gedoen wat die kinders so mooi doen. En die mans, as hy vir hom vang. Hy het alles gedoen, ek is jammer, help my om 'n beter mens te wees, help my en ek gaan verbeter, ek beloof jou, ek beloof. Het julle kinders ook so beloof? Hulle het baie beloof hoor. Ek beloof. Is verby. Daar was 'n tyd. Is verby. Die realiteit is, ons dink in die lewe, ons gaan altyd ons wy kry. Daar's 'n dag wat jy nie jou wy gaan kry nie. As manne wat werk gekry het, een werk na die ander, eendag kry hy nie meer werk nie. As ons wat siek en gesond is, dan voel hy, ek gaan weer opstaan, en staan hy skielik eendag net nie weer op nie. Selfs ou Samson het nog opgevlieg en gedink, vandag sal ek weer 'n paar van die Filistyne dood. Sy oë het gesteek. Hoor wat ek vir julle sê, daar's 'n vervaldatum aan alles. God het jou kans gegee tot nou toe. Jy gaan nou moet 'n besluit neem. Baie mense huil oor verlore huwelike, gesinne, kinders, alles, maar die belangrikste vir my van alles is die salwing wat hulle verloor het. Die probleem het begin met al hierdie goed, toe hulle die waarskuwings geïgnoreer het. God gaan jou nooit net laat gaan en iets, hy waarsku jou altyd eers. Ek het nog nooit, ek kan dit nie dink nie, ek wil nie sê nooit nie, nooit is groot woord, maar ek kan nie dink ek het al met my kinders geraas oor iets wat ek nie eers gewaarsku het vooraf nie. As ek jou mos waarsku, as jy nie 'n glas optel nie, gaan jy hom omskop. Kyk asseblief na daai glas, en hier kom jy skop hom om, en dan ek is baie jammer. Jy moet jammer wees, en wees versigtig, ek het mos gepraat. Is ek verkeerd? Daar's 'n tyd wat ons bietjie meer ernstig moet wees in die lewe, as wat ons net altyd die Jippo grys kante wil gaan in die lewe. En hierdie is vir my baie ernstig. God het gewaarsku, my mense het nie geluister nie. Hulle voel God is genade, God vergewe. Maar ek wil gou vir jou sê, daar's gevolge volgens die woord. Omdat God regverdig is daar tye wat God nie teen homself kan gaan nie. Groot woorde wat ek vanmôre vir julle sê. Omdat God is, kan hy sekere tye nie teen homself gaan nie. Sy woord is die waarheid, is die weg en die lewe. Niemand sal na die Vader gaan behalwe deur hom nie. Jo, hierdie is groot, nou begin dit ons bietjie vang. Maar kom ek sê gou vanmôre vir julle, want almal sit hierso. Wat beteken dit? Ons het nog 'n geleentheid. Gryp die geleentheid terwyl God praat. Gryp die geleentheid terwyl God praat. God praat dalk al lank met jou oor jou huwelik. Hy praat lank met jou oor daai sonde wat jy so wegsteek. Hy praat lank met jou oor jou bediening wat jy moet uitleef wat jy nie uitleef nie. Hy praat lank met jou oor jou salwing wat jy moet koester. Hy praat lank met jou oor jou gebedslewe. Hy praat lank met jou oor die herstel wat moet plaasvind, maar jy sit vanmôre en oor die mense wat jy moet vergewe. Ek sê nou vir jou, hierdie bly 'n groot ewel in ons tyd, is vergifnis, om vry te spreek, om mense vry te spreek. Ons moet vry spreek, ons moet skoon kom. Amen. Amen. Ons moet vrykom van hierdie goed. Ons moet sommer weer daai 70x7 doen. Pastoor Annelie, onthou my daarvan. Laat ons hom doen. 70x7. Daai ding wat ons weer bietjie ons harte skoon maak. Almal weer bietjie vryspreek en bely en skoon maak.
Ek sê nou vir jou, is tyd om skoon te kom. Moenie soos Esau wees nie. Moenie die ewigheid verruil vir tydelik, wat jy hoor jou hart nekkig hou, jou nekkie styf en jou lippie opblaas nie. Dis nie die moeite werd nie. Daar's 'n ewige lewe. Sê amen. Sê amen. Stem nie saam met my. Daar's 'n ewige lewe, dis nie die moeite werd om nou vir 'n kort tydjie die ewige lewe op te gee nie. Die duiwel wys altyd vir jou die gemak. Nou, hoe ek nou voel, die onmiddellike plesier. Maar hy sê nie vir jou, ek wag vir jou hier voor en vir jou lag nie. Kyk, hy gee jou roop. Hy gee jou roop, want hy wil hê jy moet jouself hang. Maar dan lag hy nog vir jou en verwyte jou ook nog daaroor. My is een by die tou daar gesit het. En ek wil hê jy moet dit weet, maar God sien jou bestemming, God sien jou roeping, God sien jou nageslag, en God sien jou kroon. Amen. Nou kom ek sê gou vir jy, ek praat graag daaroor dat oor die gesig wat ek al gehad het van die saad. En die Here wys vir my, is soos 'n boer wat saad ontvang. Hy ontvang 2 sade. Hy eet die een, maar die ander een plante in die grond. Die een wat hy eet het hom nou versadig gemaak en is verby. Maar die een wat hy geplant het 'n oes opgelewer vir jare wat hy kon eet daarvan en voortbestaan. Jy moet besluit, eet jy vandag net daai saad wat jy kry want jy is gulsig? Jy's in 'n tyd van vlees wat jy voel, ek het nou nodig, ek wil nou dit hê. Ek wil nou dit hê. Al sê my pa nee, ek wil dit nou hê. Ek worry nie wat hy sê nie. Al sê my pa ek mag nie tot daai tyd kuier of wakker bly, ek wil nou dit doen. 'n Voorbeeld, ek vat nou voorbeelde. Ek vra vandag vir jou. Jy het 'n keuse. Gaan jy nou omdat jy nou iets wil hê, die saad opeet en niks sê vir die toekoms nie? Of gaan jy sê, Here gee my die wysheid om te belê in my toekoms? Mense wil huil, maar ek wil vir jou sê, weet jy wat ontbreek in die mensdom? Een woordjie: dissipline. Dissipline. Dissipline maak van my handkas 'n borskas. Dissipline maak partykeer van my ongesonde lewenstyl 'n gesonder lewenstyl. Dissipline maak van ek wil dit hê na ek kry dit. Dissipline maak van my lewe 'n sukses of nie 'n sukses nie. Skies, dis die norm. Jy kry altyd die uitsondering. Ja, daar's die ou wat die lotto wen. Maar gaan kyk, meeste lotto wenners is oorlede. Want niemand wat net iets kry het val in jou skoot hou nie. Dit hou nie. Want dis nie hoe God dit gemaak het nie. Maar vandag het jy 'n keuse. Esau, gee vir my daai saad laat ek hom sluk. Jakob het gesê, hey, laat daai ding so 'n bietjie groei. Ek wil vandag vir jou sê, ons baie mense wat nie wil luister nie. Ons baie mense wat nie steur aan al die preke nie. Hulle voel dis nou maar 'n kerkstorie wat ons gebruik om mense bang te praat. Ek hoor selfs die ateïste daar buite het 'n nuwe ding wat hulle nogal like om te gebruik. Hulle sê ons preek die mense bang sodat hulle geld vir ons kan gee en dan gaan ons so aan en so bedryf ons 'n skema. As ek nie bang praat vir geld, gaan ek definitief ander stories gebruik. Is gewoonlik die ouens wat die meeste sê wie minste in 'n kerk was. Kom in die kerk uit, dan gaan jy ook van jou gruwelike goddelose lewe jou bekeer en by God uitkom. Daar's groot woorde wat sê, ek wens ek het geluister. Ek wens ek het tog maar na my pa geluister. Hoeveel van ons dan sê, ek wens ek het na my pa geluister. Yes, ek wens ek het geluister. Ek het baie keer gesê, ek wens. Hulle sê mos, 'n spyt is 'n goeie ding, maar hy kom te laat. Hy kom net daai bietjie te laat, man. Jo, my boude het baie gebrand oor dit. En vandag brand baie dinge vir my partykeer as gevolg van dit. Ek is maar, ek is stout hoor. Ek vang stoute goed aan. Wat ek sê, Here help my. Want ek is nogal 'n terg gees ook. So ek weet baie keer ek druk bietjie te ver. Maar vandag wil ek vir julle sê, God se genade is nog vir ons genoeg. Ek wil begin klaarmaak. Vandag staan die deur nog vir ons oop. Vandag is hier nog 'n geleentheid. Ek wil vir jou sê, ek dink die grootste wat gaan gebeur in die hel is nie die vlamme wat gaan brand, die seer van die vlamme nie. Is die berou dat ek nie geluister het toe ek 'n kans gekry het nie. Dis die spyt dat daai dag toe daai pastoortjie met ons gepraat het,
het ek gevoel, hy praat nie met my nie. Dit kan met ander gebeur, gaan nie met my gebeur nie. Maar so wil ek vir jou sê, in die hemel, dink ek een van die blyste oomblikke gaan wees, nie net natuurlik om vir Jesus en Dawid en Paulus en almal te sien nie. Dit gaan wees om te sê, dankie Here, ek het geluister. Want ek was op pad warm plek toe. Enigste verskil tussen my en die sondaar daar buite is God se genade en 'n regte besluit. Ek wil dit bysit, dis die regte besluit wat jy moet maak. Dis nie sommer toeval nie, dis nonsens. Dis 'n besluit. Jy moet doelbewus 'n besluit maak vir môre. Dit gaan 'n verskil in jou lewe maak. Amen. Niemand gaan dit vir jou maak nie. Jou pa kan hom nie vir jou maak nie. Jou pa gaan nie die Here dien nie, jy gaan hemel toe nie. Jy wat die hemel dien, jy wat die Here dien, sal hemel toe gaan. Jy wat die Here nie ken nie, sal nie hemel toe gaan nie. Klaar. Amen. Dis wat die Bybel sê. Okay, niks anders nie, maar vanmôre wil ek vir u vra. Hier's 'n geleentheid. Esau, jy het 'n eersgeboorte reg. We are heirs of the Father, we are jointers of the Son. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Ek vra vanmôre vir jou, jy het jou erfporsie wat in die hemel is. Gaan jy hom inruil vir hierdie aardse plesier? Nee, maar ek wil bietjie jol. Ek wil eerder my boyfriendjie gelukkig hou. Ek wil eerder my girl gelukkig hou. Ek het nie 'n saak met wat God se woord sê nie. Ek wil eerder dit doen. Ek wil eerder 'n paar rand ekstra maak. Die lewe is soveel lekkerder met 'n paar rand ekstra onder die tafel deur. Vra vandag vir jou, is een oomblik se besluit wat jou lewe kan verwoes. Weet jy, het ek al gesien hoe begin mans huil? Die braafste, wintigste, selfvoldaanste ouens. Maar laat hy uitgevang word. Hy huil soos 'n babietjie nie kan nie. Jy onthou mos as 'n klein babietjie, daai eerste huil is daai lippie so bewe. Ag, Jesus, ek huil sommer saam hom. Is so cute, is so oulik as daai lippie so bewe as hy huil. Nou, baie ouens lyk so as hy die dag uitgevang word. Plus dat jou lippie voor die tyd so bewe, dan gaan jy nie na die tyd om so laat bewe nie. Dis 'n harde woord, maar ek wil vanmôre hê ons moet hemel maak. Ek vra vir u, wil u nie saam met my sê, Here, ek wil hemel maak nie? Ons kan hier lekker geselsies maak, ons kan vir mekaar 'n paar prentjies rondstuur wat AI vir ons gebou het. Dit vat my nie hemel toe nie. Ek het vanmôre besluit wat ek sal moet maak. Ek wil die Here dien. Ek vra vanmôre vir jou, as jy vanmôre is en sê, Here, ek gaan nie kompromie met die wêreld aangaan nie. Ek gaan nie my eersgeboorte reg verkoop nie. God het 'n groter plan vir my. God has a greater purpose for my life. There's an anointing, and because I'm anointed and appointed, I want to stand in the fulfilling of the promise of God in my life. Ek wil vanmôre staan in dit wat God my na geroep het. Ek vra vanmôre vir jou, as jy seker is jy baie besluit neem, wil ek vir jou vra, as jy vanmôre so voel, staan op jou voete en sê, Here, ek gaan nie langer met die wêreld kompromie aangaan nie. Ek gaan nie my roeping verkoop vir 'n bordjie lensies op nie. Ek gaan nie vanmôre dit weggee nie. Ek gaan vas staan. Ek sal vas staan. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Halleluja. Luister vanmôre, jou omstandighede is tydelik, man. Jou probleme is tydelik. Jou versoekings is tydelik. Jou beproewings is tydelik, maar die ewigheid is ewig. God is ewig vanmôre. Sabarondai. Ek vra jy vanmôre, kind van God, luister mooi. Die vyand wil jou laat glo dat al hierdie is vals. Maar vanmôre het jy 'n keuse. Is een keuse wat jou salwing kan roof. Samson, ek het 'n plan met jou. God wil hom teen die Filistyne breek. God wil jou vanmôre gebruik om die vyand te verslaan. Maar omdat jy in kompromie met die vyand gaan, kan hy sy krag, kan hy jou krag ontneem van jou. Of jy sê vanmôre, Here, hou my nugter, hou my waaksaam, sodat ek sal waak oor my salwing. Oh, glory to God. Ek wil nie soos Esau wees wat berou het en daar's nie tyd nie. Ek wil nie met trane kom en dis te laat nie. Daar's 'n vervaldatum. En jy moet vanmôre bo daai vervaldatum uitstyg. Vanmôre sê ek vir jou, jy weet nie. Ek sê niemand van ons weet wat môre mag inhou nie. Jy weet nie of jy môre nog sien nie. Daarom wil ek vir jou vra, as jy werklik voel, Here, ek wil werklik seker maak my saak is met God in orde.
Dat jy daar waar jy staan, saam met my vanmôre sal bid. Saam met my vanmôre jou afhanklikheid teenoor God sal bely. Vanmôre saam my sal sê, Jesus Christus. Sê saam met my vanmôre, Jesus Christus. Ek erken en bely, U as die Seun van God. Ek erken en bely, die kruis het my laste laat verdwyn. Deur U bloed is ek vrygekoop. En daarom is ek nie te koop nie. Nie my roeping nie. Nie my salwing nie. Nie my bediening nie. Hallelujah, for me and my house. We will serve the Lord. For me and my house. We will serve the Lord. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons gee hom eer vanmôre. Ons prys U, ons aanbid U, ons eer U. Word verheerlik. Sabranda kasababayendai. Heilige Gees, kom vul nou elke een wat vanmôre hulle harte oopgemaak het om te ontvang. Kom vul nou elkeen dat ons by hierdie besluit sal bly. Want die woord sê dit reg. Jy wat jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk, is nie geskik vir die koninkryk nie. Dat as ek nou vandag my hand aan die ploeg slaan en ek kyk terug vanmiddag as die versoekings kom, beteken dit eintlik het ek net 'n emosionele besluit gemaak, dan was ek 'n ja-broer. Here, maar ons wil nie dit wees nie. Ons wil vanmiddag ons besluit in Jesus maak. En ek vra, gee vir ons standvastigheid. En die woord sê, wees manlik, wees sterk, staan vas in die genade waartoe God julle geroep het. Woo, glory to God. Here, dankie vir U salwing. Ek voel die salwing. En Here, en ek weet, wanneer hierdie versoekings kom, wanneer die beproewings kom, wanneer die honger te kom, wanneer hierdie dinge kom en ons ryk hierdie kos wat ons so wil aftrek, Here, dan staan ons nie in ons eie krag nie, maar ons staan in die krag van die Heilige Gees. Ons staan in die naam en die saak van die Here, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle staande kan bly in die dag van onheil. Here, dis beloftes, ons staan op al die beloftes, 9,959 vir ons. Glory to God. En Here, 366 keer sê, moenie vrees nie. Want die vrees maak dat ons gaan staan, ek gaan dit nie maak nie, ek moet kompromie aangaan. Nee, jou plan B skakel God se plan A uit. Vanmôre gaan jy nie kompromie aan nie, God het 'n plan met jou. God het 'n plan met jou, God salf jou, God seën jou, God tel jou op en hy bereik sy doel deur jou. Mag die Here U salf, mag die Here U seën en mag U vanmôre beleef. Halleluja, die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, woon binne U. Hy wat in U is sterker as hy wat in die wêreld is. Hy wat saam met jou is sterker as hulle wat teen jou is. God is met jou. Daar sal nie 'n haar van jou hoof afval nie. God is met jou. Halleluja, weet vanmôre, God is met jou. Kom ons gee die Here eer. Amen.